naaste vriende, familie, en eerste kinders ook. Ons is saam met julle hartseer, en ons dink ook aan julle in hierdie tyd. Ek vat myself altyd terug na die evangelie toe. Ek het in my lewe oortuig geraak dat daar nie 'n beter hoop is as die hoop in Christus. Mense kan vir jou probeer moed inpraat, mense kan vir jou probeer troos op allerlei maniere, maar daar is net een God wat weet wat die dood is, want hy het die dood oorwin. En daarom is dit so wonderlik om vanoggend sommer net so 'n stukkie uit die evangelie van Johannes met julle te deel. Dit is 'n baie bekende gedeelte, maar tog so ryk en so ongelooflik. Johannes 14, Jesus het in die vorige hoofstuk seker 8 keer vir sy disippels gesê dat hy moet gaan. Hy is op pad. Die disippels is nie op 'n lekker plek nie, hulle weet nie waarvan hy praat nie, hulle probeer dit doodpraat en dan praat hulle oor ander goed, maar dan kom die Here Jesus telkens terug na daai punt toe. Ouens, ek moet gaan. En dan is die ouens ontstel in die vorige hoofstuk en dan begin hy in hoofstuk 14 met hierdie woorde. Julle moenie ontstel wees nie. Glo in God en glo ook in my Vader. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, dan kom ek terug. En ek sal julle na my toe neem, sodat julle kan weet waar ek is. En julle ken ook die pad na die plek waarheen ek gaan. En dan is Thomas baie bedroef. Hy vra, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Ons hoor dit nou al vanaand in hierdie kamer daar vir die soveelste keer dat u moet gaan. Ons weet nie waarna toe u gaan nie. Hoe moet ons dan nog self die pad soontoe ken? Ons almal verdwaal soms. En dan sê die Here Jesus vir Thomas, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kan na die Vader toe kom, behalwe deur my. Die pad waarna toe Jesus moes gaan, was eers na die kruis toe. Want dit is waar jou en my plek gereed gemaak is. Dit was op die koppie, die kruishoutkoppie, net buite Jerusalem, waar Jesus vir ons die dood gaan doodslaan. Waar hy vir ons die lewe kom gee. En dan sê hy, wanneer hy opgaan, wanneer hy teruggaan, dan gaan maak hy vir ons 'n plek gereed. 'n Plek wat vir ewig en altyd hou, wat nooit weer vergaan. En as daai plek voltooi is, dan is daar nog beter nuus. Hy los ons nie agter nie. Hy kom haal ons. Hy kom haal ons om by hom te wees. Vir ewig en vir altyd. En ek weet nie of julle weet hoe lank dit daar ewigheid is nie. Maar ek weet dit is langer as 90 jaar. En dis 'n plek wat vir altyd gaan hou. En elke een wat dan in Christus glo, sal saam met die res van ons in daai ewigheid wees. En dis die waarborg wat hy gee in Johannes 11. Elke een wat in my glo sal lewe, al sterf hy. Mag ons vandag met weer sy lewe so vier, dat ons weet die Here Jesus het hom kom haal. En hy is nou in sy ewigheid. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Ons driemaal heilige God,
Vader, Seun, Heilige Gees. Ons kom bely vanmôre met die verandering van lewe, met die wêreld wat nooit dieselfde is nie, dat U konstant bly. Dat U ons vaste rots is op wie ons bou. Dat U dit vir ons in die skrif oor en oor sê, dat U die Alfa en die Omega is, en dat U die begin en die einde is. En dat U gister was, en dat U vandag is, en dat U tot in alle der ewigheid sal wees. Here, daar is so baie dinge in hierdie wêreld waarvan ons onseker is. Maar die sekerste van almal is U. Daarom bid ons vandag vir die sekerheid om in U te kom. Dat U vanmôre ons ook hier in ons midde sal ontmoet deur die troostende werk van die Gees. Dat U vir ons sal kon vashou in hierdie seer tyd in ons lewe. Want Here, ons weet soos enige ander tyd kom hierdie seer tye ook en dit gaan weer. Maar mag ons nooit vergeet, die Vader, dat U die een is wat hierdie tye in U hande vashou. En daarom eer ons U vanmôre. Dat U deur Jesus Christus vir ons 'n weg gebaan het om nie aan hierdie wêreld vas te hou nie, maar om eendag te gaan om saam met U te kan wees. Lei vir ons deur hierdie diens, bring vir ons U troos in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Genade vir julle en barmhartigheid deur die Vader. Ook die liefde van Jesus Christus wat sy liggaam vir jou gegee het. En ook die troos van die Heilige Gees wat elke dag saam met jou woon. Amen. As julle julle blaadjies het, vriende, ons gaan die lied in die binnekant saam sing. Ek sien 'n nuwe hemel kom. Ons gaan daai 3 verse sing. Kom ons staan. Gaan loof ons die Here. Een liefdevolle herinnering aan Weerhuis, 13 Junie 1936 tot 17 Mei 2026. Met dankbare harte
vier ons die besonderse lewe van ons geliefde eggenoot, pa, oupa, grootoupa, swaar oom en vriend. Hy was 'n kosbare mens, 'n ware gentleman met 'n hart van goud. Sy liefde, wysheid, sagtheid en opregte belangstelling in ander het almal wat hom geken het diep geraak. Na 'n lang en geseënde lewe van 89 jaar was dit die wil van ons hemelse Vader om hom huis toe te neem na sy ewige woning. Hoewel ons harte seer is en ons hom innig sal mis, berus ons in die wete dat hy nou in volkome vrede is. Ons koester die mooi herinneringe wat vir altyd in ons harte sal voortleef. Ek verwys dan vanmôre in hierdie oomblikke na twee gedeeltes uit die skrif uit, twee gedeeltes wat die familie ook gepraat het. Psalm 39, 'n belydennispsalm van Dawid. Hy maak hierdie belydenis in vers 10. Ek kla nie. Ek maak nie my mond oop nie, want U het dit oor my gebring. Ek kla nie. Ek maak nie my mond oop nie, want U het dit oor my gebring. En dan die verse in 2 Timoteus hoofstuk 4, Paulus se epiloog van sy lewe, sy laaste, hoe kan jy maar sê, noodkrete of oorwinningswoorde wat hy agterlos vir die jong Timoteus in die gemeente. Hy skryf vir hom daarvan vers 6 af. Wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowige en tyd volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Twee baie kosbare gedeeltes uit God se woord uit. En die psalm wat Dawid daar opper, herinner my so mooi aan nog 'n psalm wat hy geskryf het, Psalm 139, waar hy daar 'n belydenis maak dat hy al in die skoot van sy moeder gevorm is. En dat God al sy dae alreeds vir hom opgeteken het. En dat die Here alreeds geweet het wat hy sou sê, nog voordat die woorde uit sy mond uit sou kom. En dat die Here alreeds geweet het dat hy sou sit of sou staan, nog voordat hy daai bewegings uitgevoer het. En dan kom ons terug na hierdie ongelooflike psalm toe, ek sal stil bly, want wat oor my kom van die Here af. Dis 'n diep belydenis van 'n mens, wat eintlik gelowig weet, dat alles in hierdie lewe deur God beheer word. Ongeag wat in hierdie wêreld met my gebeur, ek glo Matteus 10 vers 28, dat die Here elke haar op my kop het, en dat ek nie my toon sal staan, sonder dat hy nie daarvan kennis dra nie. Dis 'n soortgelyke gebed van Moses in Psalm 90, as Moses bid en sê, Here, net soveel jare van swaar kry ons gehad het, gee vir ons soveel jare van blydskap terug. Want hy erken die swaar tye, en hy erken die goeie tye, alles uit God se hand. Julle, dit is 'n diep geloof van 'n kind van die Here wat dit kan doen. Dat Job kan sê in Job 1, die Here het van my af weggevat. Die Here het vir my gegee. Prys die naam van die Here. En dan kom Paulus in sy heel laaste brief wat hy ooit skryf vir hierdie wêreld, 'n kosbare brief.
vir 'n jong seun wat nou net begin het in die bediening, Timoteus wat met sy eie worstelinge gestruikel het. En Paulus praat aan die einde van sy lewe met iemand wat nog in die begin staan van syne. En dan sê Paulus vir Timoteus, jy moenie uitsak nie, my vriend. Jy moet voluit gaan. Ek het hierdie wedloop voltooi. Ek het hierdie oorwinnaarskroon verwerf. Ek het soos 'n bokser in 'n kruit aangehou veg. En ek wag nou vir my oorwinnaarskroon. Julle, dis 'n man wat op sy laaste oomblikke staan. Paulus sien alreeds hoe die Romeinse soldate buite sy sel besig is om die doodsgalg te bou, waarop Paulus dan sou sterf. Hy weet dat hierdie laaste asem van hom enige oomblik opgeëis kan word. En te midde daarvan staan hy sterk. Is nie sonder meer dat hy moet teruggaan Handelinge toe. Toe die Here vir Paulus op pad Damaskus toe geroep het in hoofstuk 9. Kom ons by 'n ou man met die naam Ananias uit in hoofstuk 11. En die Here sê vir Ananias, ek gaan 'n jong seun na jou toe stuur. Ek het hom herdoop. Sy naam is nie meer Saul nie, hy is nou Paulus. En dan sê die Here vir hierdie Ananias, want ek moet nog vir Paulus wys hoeveel hy gaan moet ly ter wille van my. En hoe baie het hy nie gelei. Skipbreuke, stenigings, die slaaf van die Joodse straf. Hulle het hom baie keer gelos vir dood. Aan die einde van Paulus se lewe staan daar een belydenis. Ek het hierdie wedloop voltooi. Hy praat van hierdie drankoffer wat uitgegiet word. Julle weet, dit is net ongelooflik hoe kinders van die Here oor die dood praat. Dit is vir my so hartseer as mense so baie keer vir ons iemand wat dood gegaan het aan kanker. Dan sê hulle vir ons, die kanker het gewen. Waar het jy dit gesien? Kinders van die Here word nie oorwin deur siektes. Kanker vat nie jou lewe en skree oorwinning oor hom uit nie. En net soos enige ander siekte in 'n mens se lewe, ek en jy voer nie 'n stryd teen hierdie kant wat 'n ou se liggaam verbreek en verbrokkel nie. Paulus sê die enigste stryd wat ons het is teen die bose magte in die lig. Die stryd is altyd teen vlees en bloed en altyd teen geestelike goed. Selfs ouderdom is nie 'n ding waarteen ons beklei. Dink as wat Peer vandag hier was en hy sou dalk die ideologie oor sy eie lewe wou lewer. Glo ek, dit is wat hy vandag ook sou sê. Hey, chill up. Ek is op 'n goeie plek. Ja, ons herinner onsself partykeer aan die laaste oomblikke van iemand se lewe. En so baie keer is dit die gesig wat by jou vassteek. Maar dis nie die opsomming van sy lewe. Dis nie wie hy was nie. Die feit dat sy liggaam ingegee het, die feit dat hy uiteindelik sy laaste asem uitgeblaas het, bevestig wat die skrif vir ons sê, dat ek en jy nie vir altyd is. En dat die Here Jesus gereed staan om elke een van ons by die hand te vat en vir ons veilig aan die ander kant verder te lei. Dis nie sonder meer dat God homself die goeie herder noem nie. Want 'n goeie herder los nie sy skape nie. Nie aan hierdie kant van die graf nie en ook nie aan die volgende deel nie. Net soveel soos wat ons so weer aan hierdie kant kom vashou en kom koester en sy lewe saam met hom kom vier, kan ek julle vanmôre waarborg dat die Here dit aan daardie kant nog meer doen.
kosbare van hierdie ongelooflike gedeelte. Ek herinner myself gereeld so aan hierdie vers van die kroon van oorwinning. Julle weet, dit is die een uitsig wat Paulus in sy lewe gehad. Want as Paulus agter hom gekyk het, het hy altyd die kruis van Jesus raak gesien. Julle weet, ons sit so baie keer en dan hang ons koppe oor die regering en as ons opkyk, dan is ons verswaar en ons kyk rondom ons. Maar julle, dit was nie die uitkyk van Paulus nie. Hy vertel vir ons hoe 'n gelowige kyk. As 'n gelowige terugkyk, sien ons die kruis. Jesus wat my verlede kom toemaak. Jesus wat my kom bedek met sy bloed. Dat my sonde en al my oortredinge vasgespijker is aan daai kruis. En my verlede kan my nooit weer herhaal. Selfs as ons afkyk. Paulus herinner ons in 1 Korintiërs 3 dat as ek en jy afkyk, moenie die mismoedigheid raak sien. Sien die fundament waarop jy staan. En die fundament is Jesus Christus. Hy is die rots van my lewe. As die storms van die lewe hierdie bootjie kom slaan, val hy nie om en sink nie. Die Here kom loop op die kruine van daai storms. As Paulus opgekyk het boontoe, getuig hy in Romeine 8 vers 34, die Seun van God sit aan sy regterhand en hy pleit vir my. Hy bid vir my, dat ek nie moet uitsak nie. Hy vra die Vader om vir my vandag krag te gee, om in hierdie stryd van die lewe voort te loop. En dan in 2 Timoteus 4 vertel Paulus vir ons, wat hy gesien het as hy voor hom gekyk het. Hy het 'n kroon van oorwinning gesien. En ongeag hoe hy hierdie wedloop sou hardloop, niemand onthou dat hy dalk in die 3de draai op 'n hekkie gestruikel het nie. Niemand onthou dat hy dalk iewers 'n veter of 'n skoen verloor het nie. Maar almal onthou dat hy op die wenstreep gehardloop. En aan die ander kant van daai wenstreep staan die Vader met 'n kroon in sy hande. En sorry for you, maar daai kroon pas net op daai een se kop. Moet jy vandag daai kroon ontvang. En dis goed so, want dit was sy kroon. Dit is hy wat sy wedloop voltooi. Dis hy wat dit uitgedoen. En vir jou en my vanmôre is die laaste belangrike ding as ons binne in onsself gaan kyk. Agter ons, voor ons, bo ons en onder ons, maar as ons binne onsself gaan kyk. Dan sê Paulus in 1 Korintiërs 6, sien die Heilige Gees in jouself. God los ons nie vir een oomblik. Nie vir een oomblik. Selfs op die sterfbed van 'n persoon, waar hy sy laaste asem uitblaas, selfs daar bly die Here in beheer. Want dit is tog Openbaring 1 se belydenis, dat God die sleutels is van die dood en die lewe in sy hande vashou. En niemand kan daai deure oopsluit as hy dit nie besluit. Niemand kan daai deure toesluit as hy dit nie besluit. En daarom is dit dalk vanmôre goed om te sê, ek sal liewer stop bly. Want dit wat oor my kom van die Here. As ons daai aanvaarding kan hê, liewe vriende, dat alles wat in my lewe met my gebeur, alles deur God bepaal en beheer word, dan is my lewe mos nie verniet nie. Dan weet ek elke tree wat ek gee, ken ek hom in alles wat ek
Dan soek ek die Here op in my goeie tye en ek soek hom op in my swaar tye. Want dan maak ek die belydenis saam met Dawid in Psalm 23, as ek weer hierdie taal van dood skade weer gaan, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. U is by my. U is by my. So sien vanmôre die Here sy hande uitstrek aan jou. Sien vanmôre in jou geestesoog raak, hoe hy sy hande uitgestrek het, ook na hom. En al wat ek en jy hoef te doen, is om vir die Here te sê, wees ons genadig. En hy sal jou hand vat. En hy sal die pad saam met jou staan. Mag ons met heimweding aan ongelooflike lewe wat geleef is. Maar mag ek en jy vanmôre met 'n hoop en 'n vooruitsig kyk, dat die Here eendag ook by jou deur gaan kom staan en gaan klop. En dan sê die ongelooflike gedeelte van Openbaring 3, as jy dit oopmaak, dan gaan ek en ek hou saam met jou fees. Kom ons maak die oor toe dat ons saam. Here, dankie dat U vir ons die dood oorwin het. En dankie dat ons daardie koue identiteit, dat ons nooit weer vir dit hoef bang te wees nie. Here, dankie dat ons vanmôre alle sekerheid in U vind. Dat ons geliefdes wat in hierdie kant sterf en doodgaan in Jesus, dat hulle vir altyd sal lewe. En waar ons dan ook vandag, Vader, deur 'n gebruik weer gaan werk, vir ons sy laaste respek gun, weet ons, Here, dat dit nie hy is nie. Hy is nie hier. Ons weet hy is by U, vir ewig en altyd. En gee vir ons dan daai troos en daai vrede, om dan voort te gaan lewe, in die herinnerings dat hy ons, in sy voetspore te gaan loop, en om die wêreld net so 'n bietjie 'n beter plek te gaan maak, sodat ons dit vir die volgende generasie net so 'n bietjie beter kan los, soos hy. Ons eer U, o Vader, dat U die mag en die beheerder is van ons ganse lewe. Dra vir ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ek wil graag die bedankings wat in die blaadjie is vir die voorhou. Met opregte dankbaarheid wil ons as familie ons innige waardering uitspreek teenoor elke persoon, die mediese, hospitale en Jordania Park, wat ons in die afgelope tyd met soveel liefde, deernis en ondersteuning ontvang. Dankie vir elke oproep, elke boodskap, besoek, druk en gebed. Elke teken van meegevoel en omgee het ons harte aangeraak en gee vir ons krag in 'n tyd van groot hartseer. Dan is hier net 'n laaste bedanking. Oom Pier se kinders, 'n spesiale woord van dank aan Tannie Klassie vir al die liefde en omgee en versorging van pa, vir al die laaste paar maande, wat Tannie so mooi na hom gekyk het, ten spyte van Tannie se eie gesondheidsuitdagings. Die familie nooi U na die tyd uit vir verversings in die saal. Die
dames van Moedergemeente, ons wil vir julle dankie sê ook vir die regmaak daarvan, en ek ook vir julle. Ek gaan dit nou so reël, vriende. Ons gaan die oorwinningslied saam sing, ons gaan dit staande doen, en daarna gaan ek die geloofsbelijdenis sê, en as ek dit gedoen het, gaan ek die seën op julle uitspreek, en dan gaan sy brand vorentoe kom, en dan kan ons 'n laaste eerbetoon hiervoor bring, en dan gaan ons die res van u nooi om so lank van hier af saal toe te gaan, terwyl die familie saam met my buite na die gedenkmuur toe beweeg. Kom ons. Die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in die ewige lewe. Mag die genade van God en die liefde van Jesus Christus en die kragtige werk van die Heilige Gees
Geliefdes, want Petrus Jakobus is van ons af kom haal deur die Here Jesus. Die Here Jesus het vir ons self deur die dood gegaan, sodat ek en jy daai oorwinning mag kry. Dat ons saam met Paulus kan sê, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou hanger? Daarom treur ons, maar nie soos mense wat nie hoop het nie. Die dood van 'n geliefde bring vir ons 'n nuwe visie na die lewe. Dat elke een van ons vandag weer herinner word, dat ons nie vir onsself lewe nie. Ons lewe vir hom, wat vir ons gesterf en opgestaan. Daarom kan ons saam met Paulus sê, as ons leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, dan sterf ons ook tot eer van die Here. So of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Kom ons bid. Here, ons laaste rusplek in hierdie wêreld word nie bepaal deur ons huis in die ewigheid. O Vader, ons het U nodig om ons te help om na vandag weer die volgende tree te gee in ons eie lewe. Here, kom staan ons by in ons seer, kom tel ons op in die gees. En kom ons vra ook, Here, dat U vir hom eer goeie sal gee. Dat hy ook sal rustig wees by U, tot ons mekaar eendag weer sal sien. Want dit is die hoop van die gelowige, dat ons eendag herenig sal wees met hulle. Maar Vader, dan voor U troon, die God wat in alle der ewigheid leef. U mag ons dan, o Vader, uitsien na daardie dag, totdat U eendag ook my kom haal, sodat ek by U kan wees. Seën vir ons dan in Jesus se wonderlike naam. Amen. Julle is welkom om nog so 'n minuut of 2 te vertoef en dan kan julle maar saak doen.